Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën. Dat U sal besef ons beleef ernstige tye. Die tyd is verby dat ons grappies maak oor al die dinge om ons en oor ons kinders en die opvoeding van ons kinders, die regering, die wêreldsisteme en al hierdie dinge. Dis tyd dat ons ernstig sal raak, want die Bybel sê vir ons vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En jy moet onthou dat die God van liefde wat deur die kerke vandag vir ons afgeskilder word, is verseker ook die God van geregtigheid. Ja, hy is liefde 100%, maar hy is ook 100% geregtigheid en hy gaan van ons kinders eis. Daarom pleit ek by u as ouers, ek is self 'n ouer, dat ons die waarheid van die woord sal raak sien en ons kinders sal opvoed in die vrese en vermaninge van die Here. Nou ons daar reeds so 'n paar boodskappe hanteer oor hierdie baie belangrike saak. Vanmôre gaan ons dan verder aangaan met hierdie reeks en wil ek vanmôre wegval deur vir u hierdie gedagte te noem is, mense vra my nou, waarom moet ons kinders opvoed in die vrese en vermaninge van die Here? Waarom moet ons hulle leer om aan God gehoorsaam te wees? Om hulle van hulle sonde te bekeer? Om 'n gedissiplineerde lewe te lewe waar hulle respek het vir ander mense? Waarom moet hulle dit doen? Vriende, die Bybel sê vir ons dat dit God welbehaaglik is. Nou as daar een is wat ek tevrede wil stel in my lewe, is dit God. Al die ander mense wat u al tevrede gestel het in u lewe en graag nog wil tevrede stel, gaan in die ewigheid vir jou niks beteken nie. Maar die Bybel sê, as ons doen wat God vir ons sê, is ons hom welbehaaglik, dan stel ons hom tevrede, dan dien ons hom in dankbaarheid en ons eer hom vir sy genade en goedheid oor ons. Waarom moet ons kinders leer en waarom moet hulle luister? Vriende, eenvoudig vir goeie orde in die gesin. 'n Kind kan nie die baas wees in die huis nie. Ek vra nie my kind, waarheen wil jy op vakansie gaan nie? Ek vra my kind nie, vriende, wat 'n kar dink jy moet ons koop nie? 'n Kind is nie geskape daarvoor nie. 'n Kind moet kind wees. Ouers moet sekere besluite maak. Ons kan ons kinders soms met vrae so bietjie bombardeer en sekere dinge by hulle uitvind en hoor bietjie hoe dink hulle. Maar wanneer dit kom by besluitneming en wanneer dit kom by om 'n gesin en die gesinsstruktuur ordelik te bestuur, dan is dit die pa en ma se verantwoordelikheid. Neem leiding. Doen wat God vir jou gesê het om te doen. Hou op hierdie gesindheid openbaar van, ag, ek gooi my handjies in die lug op, ek mag niks doen nie, want in Suid-Afrika sê hulle, en in Amerika sê hulle, en wêreldwyd sê hulle, ons mag nie A, B en C doen nie. Jy het 'n goddelike verantwoordelikheid, jy het daardie kind gekry, jy het nodig om hom groot te maak, soos ek nodig het om my kind groot te maak in die vrees van die Here. 'n Volgende rede waarom jy jou kind moet leer en waarom hy moet luister, is vir jou kind se behoud. Ek wil jou vra, as jy die uiteinde van jou kind se lewe sal sien, waar hy sonder God en hoop sterwe en God se hel beerwe, sal dit dieselfde gesindheid in jou hart werk as wat jy nou het teenoor jou kind. As jy daaraan dink dat God eendag in jou kind rekenskap gaan eis en hom gaan oordeel, gaan jy nog steeds draakmanieagtig wees as jy hierdie eindoordeel met jou oë sal aanskou het nie. Ek dink jy sal vir my sê, Gerard, ek sal dit nooit doen nie. Daarom vir jou kind se behoud, leer jou kind. Dat jou kind nie eendag 'n misdadiger word of identiteitloos in sy groter lewe wonder of hy nou 'n seentjie of 'n dogtertjie is en of hy nou 'n man of 'n vrou of hy niks is, of hy 'n boom of 'n hond of 'n kat of 'n leeu of 'n wolf is nie. En jy kan miskien dink, maar dis radikale uitspraak. Dis wat aangaan vandag. Nie ver van ons af, hier in die Wesrand, is daar 'n skool waar die pa en ma na die skoolhoof gegaan het en gevra het, my kind moet tyd kry 'n dag om buitekant te huil soos 'n wolf, want hy is 'n wolf. Wat 'n belaglikheid. Nou gee hulle die kind kans om buitekant soos 'n wolf te gaan huil, terwyl die ander kinders in die klas sit en kyk hoe belaglik hierdie kind is. Wat 'n siek samelewing is hierdie net nie. Vir jou en my kind se behoud het ons nodig om hulle te leer wie God is, hoe heilig hy is, dat hulle rasioneel kan begin dink en nie deur hierdie stelsel in 'n verstandlose wese verander waar hulle volgens hulle impulse optree nie. Dis ook vir die onderrigting van jou kind. Dis om hulle te leer dat God heilig is en dat God sekere standaarde het. En ag vriende, dat jou kind ook moet leer wat is 1 + 1. Dat hy sal leer om te spel en om te lees en om te skryf. Dat hy belese kan wees. Dat hy God se woord self kan lees en kan sien. Waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou deur dit te hou na die woord. Volgende rede is sodat die kind daarin my liefde kan ervaar. Vriende, as jy liefde vir jou diere het, hoeveel te meer vir jou kind? As jy lief is vir sekere sporte of lief is vir sekere stokperdjies, moet jy nie jou kinders liewer hê as dit nie? Is dit nie wonderlik wanneer jou seun by jou kom sit, daar op die bank en saam met jou kuier nie?
Is nie wonderlik wanneer jy saam met jou kinders op vakansie kan gaan en die seun na jou toe kom op 15-jarige ouderdom jou druk gee en sê pa, ek is lief vir jou nie. Is dit nie waarvoor die Here ons geskaap het nie? Gaan die kinders net luister? Nee. Die Bybel sê dat rebelse harte soos ek en jy rebelse harte het. Daarom moet ons hulle leer vir die goeie orde van die huisgesin, van die samelewing, vir die kind se behoud, vir sy onderrigting, het ons nodig om hom te leer uit God se woord. Wie God is, dat hy sondaar is, dat hy gered kan word uit genade, dat God sy gees aan ons skenk en deur die waarheid van sy woord ons lei na waters waar rus is. Vriende, die kind moet ook leer dat God gesag en orde daar gestel het waarop hulle moet ag gee. As jy kyk wat in ons skole aangaan, dan slaan jou hande saam as jy hoor hoe kinders onderwysers en onderwyseresse vloek en aanrand en verskree. Watter belaglikheid, as jy jou kind so groot maak, wil ek vir jou vandag sê, hierdie kind gaan vir jou presies so behandel, wanneer jy 'n ouer man is, of 'n ouer vrou is. Hulle gaan jou daar by die ouete huis aflei, en jy moet my woorde hoor vandag. Ek beleef hierdie goed, ek kom by honderde mense in my lewe. Dan sit daai pa en ma by die ouete huis, hulle het nie tyd vir die kind gehad nie, want hulle is besig om rykdom te verwerwe, en daardie kind wil niks met hulle te doen hê nie. Daardie kind behandel hulle soos 'n vloerlap. Daarom wil ek vir jou sê, ter wille van jou kind se behoud, ter wille van jou behoud, leer hulle wie God is, en dat hy ook sekere standaarde gestel het. En een van dit is dat hulle vader en moeder moet eer. Vriende, daar is 'n belangrike saak wat in die Bybel vir ons na vore kom. Die Here sê ons moet ons kinders leer, sodat hulle ook 'n goeie kwaliteit lewe kan hê in die land wat die Here hulle God vir hulle gee. Kom ek lees vir u. Daar staan, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. Vriende, wat bedoel hierdie vers? Hoe gaan ons kind weet om ons te eer as ons dit nie vir hulle leer nie? Dit kom nie van self nie. Dit is nodig om hulle te leer wat sê die Bybel, wat is eer, wat is respek, en hoe dit ook 'n invloed op hulle lewe en op hulle uitkyk op die lewe sal hê. Jy sien hier, die gedagte is dat my kind sal leer. God het my aangestel. So die eerste plek, ek is deur die Here aangestel. En dat as hy my gesag uitdaag, daag hy God se gesag uit. En die Bybel sê vir ons vreeslik, is om te val in die hand van 'n lewende God. As man moet ek my vrou hoog ag en my kind moet dit sien, en hy moet weet dat hy respek vir sy ma moet hê, en dan ook vice versa. Die vrou moet my so behandel dat die seun of die dogter sal sien, maar hierdie vrou het respek vir haar man. Ag vriende, die oomblik wanneer 'n man en 'n vrou die kinders teenoor mekaar opsteek en probeer op die einde van die dag om guns te wen by kinders, sal 'n huishouding uitmekaar uitval. En ek wil vir jou net een iets sê, ten afsluiting van die boodskap van vandag. Moenie dink 'n tweede en 'n derde huwelik gaan beter wees nie. Die suksessyfer van 'n tweede huwelik is omtrent 12%. Van 'n derde huwelik omtrent 5%. So daar is nie sukses by 'n tweede en 'n derde en 'n vierde huwelik nie. Wat is die gevaar van 'n tweede, derde en vierde huwelik? Kom ek sê gou vir u, molesterings, verkrachtings, pornografie, al hierdie boosheid is aan die orde van die dag in hierdie land Suid-Afrika. Ek kry daarmee dikwels te doen. Daarom wil ek vir jou sê, hou op soek na iets beter. En kom by 'n punt uit as ouer en sê, ek het God nodig, ek het nodig om die waarheid van sy woord te gehoorsaam, en ek het nodig om my kinders dienooreenkomstig op te voed. Want, dit is die Here welbehaaglik. Dis vir die goeie orde van my gesin, dis vir my kind se behoud, dis vir die onderrigting van my kind. Daarin sal my kind my liefde vir hom sien, en daarin sal ons God kan eer as die hoogste gesag, die gewer van lewe, die een wat sal kom om ons te kom haal, wat gaan oordeel, sê die Bybel, tussen die lewendes en die dooies. En wat of vir ons gaan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, of vir ons gaan sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Mag die Here ons seën, mag hy vir ons wysheid gee, en mag hy in alles verheerlik word. Vriende, mooi dag vir u verder, tada.